Goeiemôre vriende, dit is vandag 25 Mei 2025. Ek hoop regtig julle het 'n wonderlike dag en dat die Here ook op 'n wonderlike manier vanoggend met jou en my sal kom praat. Ek sê mos altyd vir julle, ek's maar 'n stofmannetjie vriende. As julle na my wil luister, is daar baie beter plekke om na toe te gaan, maar as julle julle oopstel vir die Heilige Gees, dan kan die Gees kom en met 'n kromstok of met 'n stofmannetjie iets doen, maar anders beteken dit niks. So ons moet maar altyd, julle moet maar altyd bid dat God sal kom praat op 'n wonderlike manier wat net hy deur sy Gees kan doen. Miskien net so een of twee goed, ons het 'n bazaar eerskomende Saterdag, so julle is almal baie welkom vriende soontoe en dan het ons letterlik die Maandag tot die Vrydag Pinkster, maar ons doen dit dan ook by die onderskeie kerke. So ons is by die Anglikaanse kerk Maandag aand, die Dinsdag aand is ons by die Baptiste, dat ek net gaan my beerings hierso 100% reg kry, dat ek nou net dit vir julle reg sê. Net gou hierso vanaf kyk dat ek nou nie die goed vir julle verkeerd sê nie. Yes, kom ek kyk gou daar. So die 2de Junie gaan ons dan inderdaad by die Anglikaanse kerkies, by hulle kerk. Die 3de Junie, die Dinsdag, is ons by die Baptiste kerk. Is alles 7:00 die aand natuurlik. Dan die Woensdag is 4 is ons by ons kerk. En dan die 5de is ons by die Rooms-Katolieke kerk 7:00 en dan die 6de, die Vrydag, is ons by die Methodiste kerk. So ek nooi julle uit na daardie Unity Week toe of die Pinksterweek, liewe vriende. Dis altyd vir ons 'n wonderlike saam wees en saam stil word voor die Here. Kom ons raak net so vir 'n wyle rustig. Here God, ons kom vra vir U om vanmôre deur die Gees met elkeen van ons te praat. Amen. Ek gaan met julle 'n gedeelte deel hierso uit Handelinge 16:6 tot 15 toe. So natuurlik op Paulus se tweede sendingreis, liewe vriende, wat ons dan nou hierso is, en dan van vers 6 af lees ons die volgende. Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië getrek, dis nou Timoteus en Silas, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bitinië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan. Daar het Paulus in die nag in 'n gesig 'n Macedoniese man gesien wat by hom gestaan het en gesmeek het, kom oor na Macedonië toe en help ons. Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gou as moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie daar te gaan verkondig. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samotrake en die volgende dag na Neapolis toe. Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae gebly. Op die Sabbatdag is ons toe na die rivier toe buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het, is 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers, wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê: "Aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis." En sy het ons gereed om dit te doen. Vriende, wanneer ons na Paulus kyk, wat almal vervolg het, wat in Jesus geglo het, kan ons hom amper nie herken nie. Daar staan in Handelinge 8 vers 1 dat Paulus, vriende, sy naam is toe nog Saulus op daai stadium, hy het nogal die moord op Stefanus goedgekeur. Hy was deel van die mense wat 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin het. In Handelinge 8 is dit opgeteken dat Saulus die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan en mans en vrouens wat in Jesus glo in die tronk gestop. Maar wat gebeur wanneer Saulus vir Jesus, liewe vriende, ontmoet of hom teekom? Jesus kom en hy stop vir Saulus in sy voetspore.
Hy stuit hom in sy voetspore op die pad van Damaskus. Hy was op pad om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. En dan Handelinge 9 vers 3 tot 5 staan daar die volgende, dat hy hulle op pad was na by Damaskus. Skielik het daar 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem het vir hom hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Vriende, vir 3 dae lank weet ons was Saulus blind geweest en Ananias, 'n volgeling van Jesus, Jesus het vir hom gesê, hoor hierso, gaan na Saul toe, lê vir hom die hande oop sodat hy weer kan sien. En ons sien, vriende, na hierdie insident was Saulus totaal verander. Hy het later sy naam natuurlik na Paulus toe verander, né? Maar hy totaal verander. Hy het hierdie ontmoeting gehad eintlik met die lewende God self, en dit kan nie anders as wanneer jy 'n ontmoeting met die lewende God het, liewe vriende, soos wat Paulus inderdaad gehad het, dat jy nie in totaliteit verander kan wees nie. Saulus was nou Paulus, liewe vriende, later verander sy naam. Hy was totaal iemand anders. Jy sien, liewe vriende, God het gekom en Paulus se planne kom verander. Hy het Paulus se planne kom verander van 'n vervolger van Jesus na 'n toegewyde volgeling van Jesus. Vriende, dit is ook wat Jesus in ons lewens kom doen. Hy kom verander ons planne deur sy gees. Dit is nie altyd so ekstreem soos in Paulus se geval hier op die pad van Damaskus nie. So in hierdie geleesde gedeelte sien ons, kom verander God Paulus se planne. Paulus se plan wat hy gehad het, was nie 'n slegte plan nie, om die waarheid te sê. Hy wil net die evangelie in Asië gaan verkondig, liewe vriende. Dis nog 'n goeie plan, sal ons sê. Maar hy word deur God verhinder. En dan maar Paulus se ander plan, liewe vriende, ook 'n great plan, en dis om na Betanië toe te gaan en om daar die evangelie te gaan verkondig. Maar weer eens kom keer God hom, want dis nie God se plan vir hom nie. En dan sê ons gelees gedeelte vir ons, maar hy het 'n gesig gesien, 'n visioen gesien van 'n Macedoniese man wat gesê het hy moet na Macedonië toe kom. Terwyl ek hierdie gedeelte gelees het, het ek weer onder die indruk gekom van al die planne wat ons op 'n daaglikse vlak maak. En die vraag wat ek myself afgevra het, nou nadat ek hierdie stukkie hoeveelste keer deurgelees het, was, is dit jou planne, Rian, of is dit God se plan vir jou? Sien, liewe vriende, ons planne as God se kinders is dikwels nie slegte planne nie. Om die waarheid te sê, dit is soms goeie planne, soos Paulus se. Ek wil met my kollega oor iets baie spesifieks praat in sy lewe. Dit is 'n baie goeie plan. Dis tyd dat ek met my grootkinders sal praat om iets te reg te stel in hulle lewens. Dis 'n goeie plan. Dis tyd dat ek met my pa en my ma moet praat om hulle in die ouete huis te kry. Dis 'n goeie plan. Dis tyd dat ek met my man of met my vrou sal praat omdat hulle nie so toegewyd aan die hele lewe nie. Dis 'n goeie plan. My vriend en my vriendin te praat oor haar lewe vir Jesus, om haar lewe vir Jesus te gee. Dis 'n goeie plan. Alles is goeie planne. Maar die vraag, liewe vriende, wat hier uitkom vir my in ieder geval is dit God se plan wat jy moet uitvoer of is dit ons planne? En as ek so na hierdie gedeelte kyk, lyk dit nie vir my of Paulus in ieder geval vir God of kom raadpleeg, liewe vriende, oor hierdie planne waarna toe hy moet gaan nie. Dit lyk vir my hy het sommer self besluit, maar dit is waarna toe hy nou moet gaan. Sien, God se planne is dikwels totaal iets anders as ons planne. Daarom glo ek, liewe vriende, dat ons te alle tye vir God moet vra, Here, wat is u wil? Here, wat is u planne vir ons lewe? Is dit God se plan dat jy sekere goed moet doen? Dit is so die eerste gedagte. Die tweede gedagte wat by my uitkom in hierdie gedeelte is dat natuurlik is dit Paulus was gehoorsaam nadat God deur die visioen met hom gepraat het. Jy sien, vriende, God het ons nie marionette gemaak nie. So Paulus kon natuurlik besluit het om nie te luister nie. Maar hier staan 'n baie interessante ding. Hy sê hy staan nadat hulle tot oortuiging gekom het dat God hulle geroep het om die evangelie daar te gaan verkondig, het hulle gegaan. So die groot ding is, liewe vriende, hoe kom jy tot oortuiging dat God jou roep? Jy kom tot oortuiging dat God jou roep deurdat jy gaan vasmaak met God om hom gaan hoor, maar is dit wat ek moet doen?
So het gaan oor gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid, liewe vriende, om God se wil te doen. Michael Billister, 'n Bybelverspreider, het tot die oortuiging gekom dat God hom geroep het om 'n klein dorpie in Pole in die laat 1930s te besoek. Dit was kort voor die Tweede Wêreldoorlog. Hy het 'n man in die dorpie ontmoet en het vir hom 'n Bybel gegee en die man het dit gelees en tot geloof in Jesus gekom. En toe het hy dit vir hierdie Bybel vir ander mense gegee wat ook navolgers van Jesus geword het, totdat 200 mense deur een Bybel Christene geword het. In 1940 het Billister na hierdie dorpie te midde van die oorlog teruggekeer en hierdie groep van 200 mense was toe bymekaar vir 'n erediens waar hulle vir Billister gevra het om 'n erediens te hou. Billister het gedink om getuienisse vir hulle te vra, maar hy het op die laaste oomblik het hy besluit om vir die gehoor te vra om verse uit die Bybel aan te haal. En een man het opgestaan en gesê, dalk het ons dit verkeerd verstaan, het jy verse of hoofstukke bedoel? Die dorpbewoners het nie net 'n paar gekose Bybelverse gememoriseer nie, maar hoofstukke en boeke. 13 mense het Matteus, Lukas en die helfte van Genesis gememoriseer. Nog 'n persoon het al die psalms gememoriseer. Daardie enkele Bybel wat Billister aan die dorpie gegee het diep in die gemeenskap kom neskop. En die verrassende resultate, vriende, van daardie een klein Bybel het die vrug gedra van honderde mense se lewens wat radikaal verander het. Michael Billister se storie van 'n klein dorpie in Pole herinner ons dat getrouheid van een persoon se veranderde lewe, een gedeelde Bybel, een getroue risiko wat vir die Here se koninkryk geneem word, enorme positiewe gevolge kan hê. Omdat hy gehoorsaam was. Omdat hy tot die oortuiging gekom het dat God hom roep. Vir ons om tot oortuiging te kom, liewe vriende, dat ons geroep het, is daar natuurlik iets spesifieks wat ons dan moet kyk en sluit baie nou aan by ons eerste 3 waardes. En dit beteken, liewe vriende, hierdie is spesifieks om in 'n lewende verhouding met God te staan, voetspore van Jesus te volg, die Heilige Gees toe te laat om deur jou te werk. En dit eindig nie hier nie, liewe vriende, om in hierdie lewende verhouding met God te staan beteken dat ons voortdurend met hom moet praat in gebed. Dit is vir ons belangrik om te hoor wat sê sy woord, want hy praat daardeur met ons. En soos wat ons dit hoor, kom ons tot die oortuiging waarna toe God ons roep. Ons kan nie die regte planne maak as ons nie tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het. En hoe ons tot die oortuiging kom dat God ons geroep het, liewe vriende, is om op ons knieë te wees en die woord uit te sorteer. Is dit wat God wil hê? Is dit God se planne met ons lewens? So het God Paulus se planne verander, weet ons. Paulus is gehoorsaam aan hierdie koersverandering en hierdie verandering van Paulus se planne het daartoe gelei dat Lydia haar lewe vir die Here gegee het. Die oomblik wanneer ons by God se planne inval, gebeur daar goed in ons lewe waarvoor ons net verwonder kan staan. Dis die tweede een. Die derde gedagte wat hier uitkom, liewe vriende, is natuurlik dat die Here Lydia ontvanklik gemaak het vir Paulus se woorde. Ek dink dit is baie belangrik. Jy sien, God is altyd besig om deur sy Gees te werk. Daar staan vir ons in Openbaring 3:20, ek staan by jou deur en klop, as jy vir my oopmaak, sal ek saam met jou gemeenskap kom hou, sal ek saam met jou kom gesels, sal ek saam met jou in 'n verhouding tree. Dis baie belangrik. God maak mense se harte ontvanklik. Lydia was die eerste bekeerling in Europa gewees. En ek glo sy 'n reuse impak in die omgewing gemaak het. Daarom, liewe vriende, moet ek en jy nooit moedeloos word om die evangelie van Jesus te versprei nie. Dit gaan oor God en God wat mense ontvanklik maak. Dis nie ek en jy is stofmannetjies of vroutjies, liewe vriende, wat dit kan doen nie. Nee, dis net God wat iemand ontvanklik maak. Maar ek en jy moet ons job doen. Ons moet gaan en ons moet die saad saai van die evangelie. Dis die Heilige Gees wat mense voorberei. Daarom, vriende, die ontkieming en die opkom is God se werk. Ons sien dit in Augustinus se lewe, Augustinus wat 'n wilde lewe gelei het, sy ma Monica wat die hele tyd vir hom gebid het en op 'n dag, liewe vriende, toe klik alles. Toe klik alles en hy gee sy hart vir die Here. Ons moet nooit moedeloos om die saad te saai nie. Daar is 'n interessantheid van die Chinese bamboesboom. Word vertel in die eerste jaar plant die Chinese die saad, gee dit water en bemest dit, maar niks gebeur. Die tweede, derde en die vierde jaar gebeur dan nog steeds niks nie, terwyl hulle water gee en bemest dit.
En dan in die 5de jaar skiet die bamboesboom op met 30 meter in 6 weke. Die plant het egter nie in 6 weke gegroei tot 30 meter nie, maar 5 jaar met die nodige water en bemesting. Dit is hoe God werk. Dit is hoe God met Lydia gewerk het in klein begin met 'n reuse gevolg, liewe vriende. Jy moet nooit moedeloos raak om oor God te praat, oor Jesus te praat, oor die Heilige Gees te praat nie. Dis ons werk. God is die een, liewe vriende, wat op die ouende laat opkom en laat groei. In Afrika tydens die 1910 konferensie was daar 10 miljoen Christene. Aan die einde van die 20ste eeu was daar byna 300 miljoen Christene. Toe alle sendelinge in die 1950s uit China geskop is en die kerk boonop verbied was die Christendensgetalle 750.000 mense. Dis nou 70 miljoen. Waar ontmoet hulle? In die huise soos Lydia, huise van gelowiges. En die regering verbied alle openbare vergaderplekke. Vriende, ons moet sensitief wees vir die Heilige Gees. God maak mense ontvanklik vir die boodskap wat ons moet bring. Ons moet gehoorsaam wees en bereid wees om by God se planne vir ons lewe in te val. Here, baie dankie vir hierdie gedeelte in Handelinge 16 van Paulus en van Lydia. En Here, hoe ons sien hoe U hom inderdaad van plan laat verander, sy planne verander. Here, hy op die punt kom wat hy gehoorsaam is om by hierdie planne van U in te val, dat hy tot die oortuiging gekom het dat U hom roep, en Here, dat U die een is wat dan, wanneer hy gaan na hierdie plek toe, dat hy U vir Lydia ontvanklik maak vir die woord. Here, help ons om te alle tye gehoorsaam aan U te wees. Gee te alle tye, Here, dat ons by U planne sal inskakel, nie ons eie plannetjies sal maak nie. Help ons daarmee, Vader. Amen. Ek gee nou geleentheid vir die dankoffer. Julle kan Zapper of SnapScan gebruik. Julle is ook welkom om 'n EFT te maak na NG Kerk Sonnekus. Die bank is Absa, die tak is generiese kode 632005. Die rekeningnommer is 3270140547 en dis 'n chequerekening. Vriende, ek wil julle wegstuur vandag. En ek wil vir julle vra dat julle gaan seker maak dat julle by God se planne ingeslot is. Wat is God se plan met jou lewe? Waartoe wil God jou volgende stuur? En vriende, wanneer jy hierdie stem van God hoor, of wanneer jy 'n visioen sien, of wat ook al, dat jy dan gehoorsaam sal wees en tot die oortuiging sal kom dat God jou geroep het. Maar dat jy nooit jou verder hoef te bekommer nie, jy moet net jou werk gaan doen wat God vir jou gegee het. God is die een wat mense ontvanklik sal maak vir sy woord. Hy is die een wat laat groei, maar mag God jou help om by God se planne in te slot en gehoorsaam te wees. Mag julle die liefde van God ervaar, mag julle die genade van die Here Jesus Christus ervaar en die nabyheid van die Heilige Gees ervaar. Amen.